Van my kant af, goeiemôre Missionary gemeente. Goeiemôre almal. Dit is 'n koue wintersoggend, dankie Leendert. Leendert is 'n bietjie met verlof, is lekker om jou terug te hê Leendert. Almal vat so 'n bietjie 'n blaaskans, so tussendeur, maar dis skoolvakansie hier, dis ons Julie skoolvakansie. En dankie vir julle wat die koue getrotseer het en die reën getrotseer het. Dis nog steeds die beste plek om te wees op 'n Sondagoggend, al is dit hoe koud en hoe nat. En vanoggend is weer een van daardie spesiale oggende. So dankie dat jy hier is. Ons is aan die einde van ons Anders reeks. Ons laaste weekie in hierdie reeks waar ons gesels om anders te wees en anders te leef. En ons het al baie gesê die afgelope paar weke. En vanoggend wil ek gesels oor 'n ander perspektief. Die belangrikheid om anders te kyk, anders te sien. Nou, ons is in hierdie reis deur 1 Petrus en ek moet konsentreer om te sê Petrus sê. Ons sê gewoonlik Paulus sê, want ons praat so baie die Nuwe Testament uit en dan sê ons man Paulus skryf, maar dis nou Petrus aan die woord. So as ek dalk nou per ongeluk sê Paulus in plaas van Petrus, ek praat van Petrus, né? Goeie begryper het 'n halwe woord nodig. So ek praat nie nou van Paulus nie, ons praat van Petrus. So volg saam met my. Ons is op reis in hierdie 1 Petrus. En as jy hom nog nie gelees het nie, gaan vat hom, lees hom deur. Dis so 'n kosbare brief vir verskeie redes, maar die grootste daarvan is net dat Petrus skryf aan hierdie groep gelowiges wat verdruk word, vervolg word en alles wat hy hier sê is in daardie konteks. So dit maak dit ekstra naby aan 'n mens se hart. En vanoggend gesels ek oor 'n ander perspektief en weer 'n keer Petrus kom en hy praat van hierdie reis waar elke gelowige deel van is op hierdie aarde. En hy kom sê dit keer op keer en vanoggend gaan ek dit weer aanhaal. Dat ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is deel van 'n ander koninkryk. En ons vergeet dit soms, want alles in hierdie samelewing druk ons soos 'n klomp skape in 'n drukgang om op 'n sekere manier in 'n sekere rigting te beweeg. Maar God se koninkryk lyk anders. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. En dit maak hierdie net nog meer kosbaar. Ons is nie van hierdie wêreld nie, ons reis net so deur hom. Maar ons is geroep in 'n tyd soos hierdie om anders te wees en anders te leef in hierdie gebroke wêreld en in hierdie donker wêreld. Ons kan nie soos 'n volstruis ons kop in die sand druk en net hoop alles gaan verby en nee, ons kan nie. Ons is geroep dat ons lig moet skyn. Ons is geroep om anders te leef. So mag hierdie reeks jou so 'n bietjie aktiveer. En dit is my gebed dat die Heilige Gees kom en jou kom aktiveer, dat daar waar ons gaan en daar waar ons leef, dat ons die anders sal omhels. Engels sê so embrace. Kom ons embrace hierdie anders wees in ons lewens en hoe ons leef. En vanoggend wil ek gesels oor 'n ander perspektief. So kom saam met my op hierdie reis, hierdie laaste stukkie van ons reis, deur ons anders reeks. Ek praat oor perspektief. Kom ons begin by die begin. Wat beteken hierdie woordjie perspektief? Die getroue ou HAT woordeboek beskryf perspektief soos volg. Hy sê, perspektief is die vermoë om dinge in hulle verhouding en belangrikheid tot mekaar te sien. Kom gou so 'n bietjie. Perspektief is die vermoë om dinge in hulle verhouding en belangrikheid tot mekaar te sien. Perspektief verander alles. Twee mense kan na dieselfde gebeurtenis kyk, in dieselfde omstandighede wees, maar dinge net heeltemal anders sien. Ek wil 2 voorbeelde vir jou bring vanoggend. Eerste ene. 'n Boer kan op 'n plaas bid vir reën. En die reën val en hierdie boer staan met sy hande in die lug en hy gee God die eer vir die reën wat val waarvoor hy die Here vertrou. Maar net om die draai van daardie boer is dieselfde reënbui wat val op iemand wat wil vakansie hou. En hierdie ou bid en sê, Here asseblief laat dit net ophou reën. Dieselfde reënstorm, 2 perspektiewe. 2 ervarings van dieselfde reënstorm. En ons is ook so, baie keer beleef ons hierdie omstandighede, storms. Nou moet ons mooi kop hou as gelowiges, kinders van die Here, hoe jy na dinge kyk. Want dit bepaal alles. Voor jy moet anders leef, moet jy anders kyk. Tweede voorbeeld. As 'n kind gaan vir 'n inspuiting, al wat hy sien of sy sien,
is seer en bang en pyn. Dink nie net kinders nie, dink baie groot mense ook. En hy skree met alles wat hy het, uit volle bors uit. Vir die kind bring 'n inspuiting vrees en pyn. Maar in die hand van 'n dokter, sien 'n dokter daardie inspuiting as genesing. Dieselfde situasie, maar twee verskillende perspektiewe. En hoe sien 'n mens hierdie inspuiting? En net soos daar soveel dinge wat ons vanoggend by kan stilstaan as voorbeelde, maar die werklikheid verander nie. Die werklikheid van ons omstandighede en van hierdie stikkende wêreld is wat dit is. Ons sien wat ons sien. Maar daar's 'n bril wat ek aan die einde van die diens gaan wys en ek kom gou nou weer wys. Dit hang af hoe jy sien. Dit hang af hoe jy na 'n situasie kyk. Van die werklikheid bly die werklikheid. Maar God se waarheid maak dat ons 'n ander perspektief moet hê op die situasie en die werklikheid na wat ons kyk. So kom saam met my dat ons bietjie dieper kyk. Want jy kan nie anders leef as jy nie anders kyk nie. En hierdie perspektief van hoe ek kyk na enige iets bepaal wat ons sien, maar bepaal hoe ek dan leef. So as hierdie dan nou so belangrik is, kom ons klim hier in 1 Petrus in. Ek wil so 'n paar skrifte uitlig, want hier's 'n paar dinge wat Petrus vir ons so mooi uitlig, waarop ons 'n ander perspektief moet hê as die wêreld. En die eerste ene, lees ons daar in 1 Petrus 2, en as jy jou Bybel het, lees saam met my. Ek gaan so spring tussen die Nuwe Lewende Vertaling en die Afrikaanse Ou Vertaling, maar lees saam met my. Die eerste ene kom daar uit 1 Petrus 2 vers 4 uit. En Petrus kom hier en hy herinner ons, help ons om 'n ander perspektief te hê op Christus en Christus anders te sien. Hy sê, julle het na Christus toe gekom. Hy wat die lewende hoekklip is van God se geestelike tempel. Die mense het hom afgekeer as hoekklip, maar God het hom vir die ereplek uitgekies. Ou vertaling praat van die steen, die lewende steen. Christus, die lewende steen, en dan praat hy van hom as hierdie hoeksteen. Nou, hoor gou mooi wat Petrus hier sê. Jesus is hierdie hoeksteen, en ek het met Paasnaweek so 'n bietjie gesels oor hom as hoeksteen, as jy reg onthou. Maar hierdie is so 'n belangrike perspektief om na Jesus te kyk. Want weer 'n keer, as jy verkeerd na Jesus kyk, en jy sien hom nie vir wie hy is nie, dan is dit baie moeilik om vir hom te leef. Dan is dit baie moeilik om anders te praat en anders op te tree, as jy nie hierdie Christus sien vir wie hy is nie, om hom dan te volg raak moeilik. So hierdie is so mooi. Petrus kom hier en hy beskryf hom as hierdie lewende hoeksteen, hierdie lewende hoekklip. Nou onthou wat 'n hoeksteen is, as jy nie hier was nie of nie meer kan onthou wat in Paasnaweek gebeur het nie. Die bouers van daardie tyd het 'n hoeksteen gebruik wanneer hulle gebou het. En hierdie hoeksteen was 'n groot stewige steen wat op die hoek van die gebou gebruik was. En hy het die muur geanker en die bouers het ook hierdie hoeksteen gebruik as gids om die res van die muur te bou. So as dit kom by 'n gebou bou in daardie tyd, was 'n hoeksteen iets wat jy nie sonder kon bou nie. Jou huis sou nie stewig wees nie, jou huis sou nie mooi reguit wees nie. So in hierdie geestelike tempel wat Petrus van praat, is Jesus Christus die hoeksteen. Hy bepaal rigting, hy belyn ons, hy bring stabiliteit aan hierdie gebou, hierdie geestelike gebou, en omdat Christus in plek is as die hoof van sy liggaam, hy is mos die hoof van sy kerk, die hoof van sy liggaam, en omdat hy in posisie is, hou hy alles bymekaar. Onthou julle vir Johannes 15, die druiwestok, ons is in hom, alle lewe vloei uit hom uit, alle hoop vloei uit hom uit, alle vrede vloei uit hom uit, en ek groei uit hom uit, en ek dra vrug wat die Heilige Gees voortbring. So dis nou Petrus wat kom en hy sê, vir hierdie geestelike gebou om staande te bly en reguit te wees en te wees wie ons bedoel is om te wees, moet ons reg kyk na die hoof van hierdie liggaam, na Christus as hoeksteen. It's all about him. Ons moet op hom gefokus wees en ons aandag moet op hom wees. Alles. En dan volg ons hom en dan skielik kan ons disippels wees en disippels maak. Maar eers was hierdie hoeksteen verwerp gewees. Hy was verraai, verhore, bespot, geslaan, gekruisig en die wêreld het verkeerd na hom gekyk. Die wêreld sien hom as hierdie gekruisigde godlasteraar en God kyk na hom en sê, dis my seun in wie ek welbehae het. Ons redder, ons verlosser, ons saligmaker.
So as jou perspektief van wie Christus is verkeerd is, ek herhaal myself vir die 3de keer, gaan alles van hier af baie moeilik in lyn val van hoe jy moet leef en hoe jy moet optree en hoe jy moet kinders grootmaak. So Christus is die een waaroor alles gaan. Ek in hom. Hy is die hoeksteen. En sommige mense sien Jesus as hierdie godsdiens of 'n manier van reëls en regulasies. Dis nie reëls nie, dis nie tradisie nie. Ons is in verhouding met hierdie hoof van die liggaam, seun van God, Jesus Christus, vir my gesterf van 'n kruis. Hy het opgestaan, hy leef, hy heers en deur sy gees woon hy hier binne in my. Dis wie hy is. So as hy in plek is, voor ons enigiets anders sê, as my perspektief van Jesus Christus reg is, nou val dinge in plek. Nou kan ons verder gesels. So perspektief, die bril waardeur jy kyk selfs na Christus. Want daar is mense wat na hom kyk as net 'n Sondag oomblik, 'n godsdiens oomblik, reëls en regulasies, moets en moenies. As dit jou lewe gaan bepaal en hoe jy hom gaan volg, gaan jy 'n moeilike lewe leef. Want baie dinge gaan so moeilik wees en so moeilik raak. Maar as jy hom sien in verhouding, ek leef in hom, ek ken hom, hy's my alles, hy's my hoeksteen, hy laat alles sin maak, hou alles bymekaar, sy gees lei my, skielik val die res lekker in plek. So die bril waardeur jy selfs na Christus kyk, na sy kerk kyk, na wie hy is kyk, is so belangrik. Tweedens, so 4 verse later, in vers 9 van daai selfde 1 Petrus 2, kom hy en hy skuif die fokus nou van Christus af op my en jou. En hy sê die volgende, hy sê, maar julle, ek lees gou die Afrikaanse ou vertaling uit, hy sê ons my die mooiste. Hy sê, maar julle, ek en jy, die vervolgde kerk van daardie tyd, maar ook deur al die eeue dieselfde kerk met wie hy praat, my en jou vandag. Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Sjag, is mooi. Hy bring 'n ander perspektief op ons identiteit, op jouself, op my. Wie is ek? Wie is ek in Christus? Wie is ek as Matthys vanoggend? Nou dit vloei oor van Christus. As jy die regte perspektief het van Christus en wie hy is, nou kan jy die regte perspektief op jouself plaas, jouself in die spieël kyk en sê, okay, as gevolg van Christus my hoeksteen, wie is ek dan nou? En dis wat God sê. Ek dink baie mense maak die fout en dink, ek wil iewers langs die pad my identiteit ontdek. Kind van die Here, die oomblik as jy tot bekering kom, kind van die Here word, jou gees weergebore word jou nuwe identiteit vir jou gegee. Alles verander in daardie oomblik. So dis nie iets wat ek later langs die pad hoef te ontdek nie. Ek is wie ek is in Christus as gevolg van Christus. So hier's 'n ander perspektief. Nou kom sê God wie ek is. Nie wie ek gaan wees, hy sê wie ek is. En dis wat Petrus hier kom doen. Hy sê, julle is 'n uitverkore geslag. Ons is anders in hierdie gebroke wêreld. 'n Koninklike priesterdom. Hierdie groep mense, hierdie groep gelowiges wat die vermoë het om te heers in Christus, maar om te dien. Konings en priesters. Dis wie julle is. Julle is hierdie heilige volk. Julle is heilig. Ons God is heilig. En hy verwag van my en jou om heilig te leef. Ons het nou daaroor gepraat. 'n Volk as eiendom verkry. Ons is duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus. En wat moet ons doen? Ons moet hierdie deugde van hom verkondig tot hy weer kom. So mense probeer so baie keer hulle identiteit koppel en soek hulle self en weet nie wie hulle is nie en dan raak dit dan moeilik. Weer 'n keer, ons is hierdie anders mense, gelowige mense in 'n gebroke wêreld. As jy jou identiteit gaan soek in hierdie wêreld as kind van die Here, is jy besig om op die verkeerde plek te soek. Want ons pas nie hier nie. Ons is hier, ons moet hier wees, ons lig moet skyn, ons moet Christus verkondig, maar ons kan nie deel van hierdie wêreld ooit weer word nie. Want ons sondes moet vergewe, ons is kinders van die Here. So as jy nou kom en deur dinge soos status en besittings en voorkoms en sukses kom identiteit soek, jouself daarin wil vind, soek jy op die verkeerde plek. En dis hoekom hierdie boodskap so lekker is en so belangrik is. Ons is anders en ons perspektief op selfs onsself moet anders wees. Ek is nie van hierdie wêreld hier, so ek kan myself nie meet hier nie. Ek is anders. En dis wie ek is en dis wie ek moet wees. God se koninkryk lyk anders. En wanneer ons weet wie ons in Christus is,
Skielik raak dinge soos kritiek teen ons minder vernietigend, want ek weet wie Christus is. Ek sien hom deur hierdie bril wat ek hom kan sien vir wie hy is. Ek kyk na myself en ek kan myself sien deur hierdie bril wat ek myself kan sien wie ek in hom is en wie hy sê ek is. So nou kom dinge soos kritiek en dis minder vernietigend. Mislukkings kom en dis minder verwoestend. Ek gaan sit nie so maklik op die as, 'n sak en as en ek gee op en gee oor nie. Sukses raak minder gevaarlik, want ek verstaan, it's not about me, it's about him. Dis sy geld wat hy my toevertrou. Ek is 'n rentmeester. Dis nie my geld nie, niks is myne nie. Dis nie my vrou nie, dis nie my man nie, dis nie my kinders nie. Dis God se wat hy my toevertrou vir 'n tyd. Skielik is my perspektief anders oor my verantwoordelikheid om te dien en liefde en om te gee. So nou lyk alles anders. So selfs ek lyk anders in hierdie konteks wat Petrus hier skets vir ons. So alles lyk anders. Derde ding, 1 Petrus 3 vers 15, ons lees 'n bietjie verder. Kom Petrus en hy wys 'n bietjie 'n ander perspektief op invloed. En 'n ander woord wat ek daar wil inrol is jou getuienis. Ons moet mense beïnvloed met wie Christus in my is en deur my is. Maar hier kom ons getuienis nou in. As ons dan nou in hierdie stikkende wêreld moet wees en hier moet leef, hoe moet dit lyk? Hoe belangrik is dit? En nou moet ek kom beïnvloed, maar ek kan dit weer 'n keer nie sien en meet volgens wêreldse standaarde nie. Ek moet dit anders doen en dan moet 'n ander perspektief wees op my getuienis. En hier kom 1 Petrus 3 vers 15 en 16 en hy sê dit so mooi, veral in hierdie vertaling. Hy sê vers 15, inteendeel, erken in julle harte Christus as die een wat seggenskap het. As julle dit doen en iemand vra julle uit oor die hoop wat in julle leef, hoor hierso, wees altyd reg om te reageer. Stop gou daar vir 'n oomblik. Hoe mooi is dit? Erken in julle harte Christus as die een wat seggenskap het. Christus is ons hoof. Ek sien hom vir wie hy is. My perspektief oor hom is wie hy is. So ek kyk reg na hom. Hy is die een met seggenskap. Nou kom hulle sê, as jy dit doen en iemand vra jou uit oor die hoop wat in julle leef, wees altyd reg om te reageer. So jy moet altyd reg wees om mense te beïnvloed met jou getuienis. Of jy 'n brood gaan koop of petrol ingooi, of jy met vakansie is, nêrens kan jy die baadjie uittrek nie. Ons is kinders van die Here en ons moet altyd reg wees om te reageer as mense wil weet, waar kom hierdie hoop vandaan wat leef binne in jou? So ons perspektief op die manier hoe ons leef moet so wees. Ek moet altyd reg wees om Christus te leef, van hom te praat en vir mense te sê, wie is hierdie hoeksteen? Wie is hierdie een wat alles bymekaar hou in my? Vers 16. Doen dit egter taktvol en eerbiedig. Hierdie is so mooi. Ja, ons moet getuig. Ja, ons moet anders na onsself kyk. Maar ek moet dit taktvol doen, ek moet dit eerbiedig doen. Daar's min dinge wat mense so afsit, soos iemand wat arrogant kom en probeer Christus verkondig. Daar's 'n karakter, daar's 'n hart wat steeds daar moet wees van Christus in my en deur my. Nou moet ek optree, nou moet ek getuig, nou moet ek vertel, nou moet ek leef. Doen dit taktvol en eerbiedig. Sorg dat julle gewete skoon bly. Wanneer mense dan sleg van julle praat, sal hulle skaam kry wanneer hulle agterkom hoe voorbeeldig julle leefstyl is, omdat julle aan Christus behoort. Petrus kom hier en hy sê, die wêreld dink, invloed kom deur mag, geld, posisie, maar eintlik kom dit deur karakter. Eintlik kom dit deur Christus se karakter, in gelowiges wat sigbaar moet wees. 'n Ander perspektief op hoe ek my getuienis moet uitleef, en getuienis sluit alles in. Elke woord, elke oomblik, elke sekonde van elke dag. Mense sien hoe ek reageer, hulle sien hoe ek vergewe, hulle sien hoe ek dien, hulle sien hoe ek omgee, hulle sien ook hoe ek my meer verloor. Hulle sien hoe ek optree onder geweldige druk. Hulle sien hoe ek optree as my finansies skielik nie klop en nie uitwerk nie. Hulle sien hoe ek reageer wanneer ek siek word en wanneer die dokter 'n moeilike uitspraak kom maak. Kyk die wêreld en hulle hou ons dop en dieselfde geld steeds. Ek moet so leef, taktvol, eerbiedig. Die Christus op wie ek hoop moet steeds en altyd sigbaar in my wees. Ek moet hierdie perspektief hê en om my kan rondkyk deur hierdie bril om te sê, hoe ek leef maak so baie saak, want ek verkondig Christus en ek leef Christus en mense moet hom in my sien. So die vraag gaan dieselfde bly, week na week, hoe lyk Christus in my lewe? Wat sien mense by die werk? Sien mense hom
in my en deur my, langs die sportveld. Ek hoef nie baie te sê oor sportveld nie, maar ons kinders was nou genoeg jare, Lisa's nou matriek, en ek weet nog nie hoeveel sportjare voorlê vir hulle twee in die toekoms nie, maar ek onthou die skoolsportveld ervarings, waar mamma en pappa aan weerskante van die netbalbaan of die hokkieveld ondersteun. Gelukkig het Annelie nie nou 'n mikrofoon nie. En ek hoef nie te verduidelik eers nie. Ek sien dit. Hoe mense optree langs 'n sportveld. Of dit 'n rugbyveld is of netbal of hokkie. Ek sien hoe mense optree. Jy is nog steeds kind van die Here. Dieselfde Christus is nog steeds die een wat leef in jou. So jou optrede moet so wees dat hy in jou sigbaar is. Mense moenie wonder wie's daai mal vrou wat so te kere gaan langs die veld nie. Jy maak jou kind so skaam, hulle weet nie waar hulle kop moet indruk nie. Waar ons gaan? Nie net oomblikke nie net ons sonder so baie keer die werk uit in 'n Sondag en 'n Maandag, maar dis oral waar ons gaan. Wat doen jy as mense nie kyk, as jy dink niemand sien jou nie? Wat doen jy? Hoe tree jy op? Ons sien so baie keer deesdae op sosiale media waar mense uitgevang word op kamera wat iets doen of iets vat of optree op 'n sekere manier hoe hulle nie moet nie want hulle dink niemand kyk nie. So jou getuienis moet so wees en ons moet so met 'n ander bril om ons rondkyk in hoe ons leef. Vierde ene, 'n ander perspektief op swaar kry. Nou, ons gaan 'n lekker reeks preek aan die einde van Julie. Ek wil hom nie vooruithardloop nie, so ek wil nie baie hieroor sê nie. Ons gaan lekker preek oor hierdie onderwerp. Maar is nodig vir my en jou weer 'n keer, ek herhaal my storie, as kinders van die Here, wat dan nou nie in hierdie wêreld hoort nie van hierdie wêreld is nie, ons reis deur, ons moet nou hier wees, ons moet getuig, ons moet vir hom leef, maar nou kry ons swaar in hierdie wêreld. Want ons is nog steeds mens, ons kry honger, ons kry swaar, ons word onregverdig beskuldig, ons kry seer, ons raak siek, ons kry moeilike omstandighede, finansies druk, en ons verloor ons werk, of dit gaan dit geweldig swaar. So hoe lyk ons perspektief op swaar kry? Kyk wat sê 1 Petrus 4 vers 16, hy sê, as jy egter swaar kry, omdat jy 'n Christen is dit geen skande nie. Inteendeel, prys God vir die voorreg om hierdie naam te dra. Konteks, onthou, Petrus skryf aan 'n vervolgde kerk, hy skryf aan 'n groep gelowiges onder geweldige druk, en weer 'n keer, niks het verander nie. As ons om ons rondkyk, die kerk van Jesus Christus is steeds onder druk. Ander maniere het gekom, ander uitdagings het gekom, en reg oor die wêreld is dit anders. Swaar kry dalk 'n ander betekenis vir jou as vir iemand in China of iemand in Afrika of net iemand dalk hier om die draai. So swaar kry is moeilike iets om lekker te definieer as jy nie die konteks verstaan of begrip het vir iemand anders se swaar kry nie. Maar Petrus kom hier en hy sê, as jy swaar kry omdat jy Christen is, geen skande nie. So hy praat met daardie mense wat gemartel word, doodgemaak word. Hy sê geen skande nie. Inteendeel, dan sê hy moeilike woorde. Prys God vir die voorreg om hierdie naam te dra. Ons dink dadelik aan Paulus en Silas daar in die tronk. Onder moeilike omstandighede, hulle is geslaan, hulle is mishandel, en hulle sit op 'n koue tronkvloer, in kettinge, in boeye. Wat maak hulle? Laat nie toe dat omstandighede hulle vreugde bepaal nie. Daar's gevangenes om hulle, wat net so swaar kry soos hulle, maar hierdie twee manne besluit, ons gaan lofliedere sing, en aan God die eer gee, want hulle verstaan iets in swaar kry. Wat 'n voorreg om swaar te kry vir Christus. Wat 'n voorreg om druk te beleef vir Christus. Ons sing sommer lofliedere. Silas, wat kan jy onthou? Hoe gaan hierdie lied nou weer? Daar's nie musiek nie, daar's niks, die twee manne sing. Twee manne sing in 'n koue tronk. En skielik is daar iets wat losbreek, en iets wat ons by kan leer. Want swaar kry trek jou so gou af, en swaar kry laat jy so gou in 'n hoek sit en jouself jammer kry en met die verkeerde bril kyk na omstandighede. Jy vergeet nou sommer wie Christus is. Jy vergeet wie jy in hom is. Jy vergeet dat hy in beheer is. Jy vergeet alles. Jy kyk net vas in die swaar kry en die situasie. Daarom is dit so belangrik, in swaar kry, sit 'n ander bril op. Kyk met 'n ander perspektief as kind van die Here na 'n oomblik van swaar kry, wat dit ook al is. En baie keer dink ons swaar kry is God wat nie daar is nie.
Swaar kry is nie 'n teken van God se afwesigheid nie. Inteendeel, God is steeds daar. God is steeds by jou. Hy is steeds so naby. Hy stap nie weg nie. Al lyk dit soos 'n nederlaag, jy wat absoluut misluk. Dis nie waar nie. Swaar kry is nie 'n skande nie. Kom ons kyk net anders na swaar kry, want God sien die groter prentjie en ek en jy nie. Laaste ene, 1 Petrus 5 vers 10. 'n ander perspektief op die toekoms. Petrus sluit sy brief af hier en hy sê die volgende, hy sê, in sy genade het God julle geroep om in Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid. Petrus kom en hy eindig sy brief met hoop. Onthou weer vir wie hy skryf. Nie omdat omstandighede verander het nie. Glad nie. Daardie gelowiges was steeds verdruk en onderdruk en vervolg, selfs met hierdie brief. Alles het nie oornag kom verander nie. So die omstandighede het dieselfde gebly. So hy kom nie en hy probeer hoop skep in hulle harte nie. Hy praat, hy sê, nadat jy 'n kort tydjie swaar gekry het, sal hy self weer herstel. Hy sal julle moedig, sterk en standvastig maak. En hulle lees hierdie woorde, hulle hoor die woorde, maar omstandighede verander nie. Wat dan? Wat doen jy as die toekoms so donker lyk? En wat doen jy as jy alles in jou probeer anders wees en Christus wil leef en jy kry swaar en niks verander nie? Hoe lyk die toekoms dan? So daarom is dit so belangrik as kinders van die Here dat ons 'n ander bril sal opsit en na die pad vorentoe sal kyk. Want God is aan die werk. En hy is die een wat gaan herstel, hy is die een wat ons moed gee, hy maak ons sterk, hy maak ons standvastig. So ons is nie vanoggend hier ook nie. Daardie gelowiges was nie, en ek en jy is ook nie vanoggend vol hoop vir ons toekoms as gevolg van ons omstandighede nie. Want die omstandighede is dalk moeilik. So daarom kan ons nie deur 'n bril kyk en net omstandighede sien nie. Ons moet deur 'n bril kyk en God sien wat in beheer is. God wat getrou is en altyd getrou was, getrou is en getrou sal wees, ongeag van omstandighede. En dis 'n ander perspektief om te kyk op jou swaar kry. God bly getrou, of verander omstandighede nie. Die wêreld kom en hy sê, wat as alles dan verkeerd loop? Mense sê so graag, wat as? Wat as? Wat as? Wat as? Wat as dinge verkeerd loop? Wat as ek nie gesond word nie? Wat as my finansies nie beter raak nie? Wat as? Wat as? Wat as? En die wat as gaan jou mal maak, as jy hulle toelaat. Kom ons kyk met 'n ander bril na ons wat asse. In plaas van wat as alles verkeerd loop, kom ons sê eerder, Here, wat ook al gebeur, U bly getrou. En Here, ek weet U is die een wat my begin gesien het en my einde alreeds sien en alles vorentoe sien. Ek glo as gelowige, die beste lê nog voor. Die beste hier? Miskien. Miskien lyk omstandighede nie beter soos jy vorentoe gaan nie. Maar vir 'n gelowige is daar 'n ander uitkyk op swaar kry. Ek sien swaar kry anders, want ek sien God anders. Ek sien myself anders. Ek sien sy plan anders, ek sien sy hand anders. En dan gaan 'n dag kom wat ek my asem uitblaas. En dan gaan ek besef, die beste het toe voorgelê. Maar jy moet nou al jou oog daar hê. En so half rewind. Tot vandag. Ek onthou, laaste gedagte, dan bring spanke by my aansluit. Ek onthou, as kind, ek was op laerskool, was ek baie lief vir lees. En daar was dan nie die televisieprogramme en al die platforms om dinge te kyk van vandag nie. Jy moes maar 'n boek in die biblioteek gaan uitneem en jy kon soveel boeke uitneem. Kan nie onthou hoeveel nie, maar jy mag soveel boeke uitgeneem het. En dan kan jy die stempel in van die datum wanneer jy moet terug wees. As jy later kry jy 'n boete. Ek het baie boete gekry. Boeke raak sommer weg. Ek weet nie hoe hulle weggeraak nie. En as 'n groot moeilikheid, as die biblioteek se boek wegraak, dan is jy in die moeilikheid. So daai dag voor jy met boeke ingee, dan soek jy verskriklik hard in die huis vir al die boeke wat daar moet wees. Maar ek onthou ook hoe ek lees en dan kry hierdie storie my net nie lekker beet nie. Ja, ek wonder wat nou gaan gebeur, moet ek verder lees, moet ek nie verder lees nie. En dan blaai ek gou tot op die heel laaste bladsy. Dan gaan kyk ek hoe die storie eindig. En dan besluit ek, wil ek die boek verder lees of wil ek nie? Gaan hierdie karakter nou dood of gaan hy bly lewe? Wat word nou? Wat word nou van hierdie storie? Want ek kan moed opgee en sê, nee wat? En so is ons lewe ook.
Ons vertrou die Here. Dis waar geloof inkom. Dis waar vertroue inkom. Dis waar ons moet besluite maak en sê, hoe gaan ek sien, hoe gaan ek kyk, hoe gaan ek leef, wat gaan ek sê, hoe gaan my lewe lyk? Want ek dien 'n God wat so getrou is, so in beheer is, so alles kan sien. Hy weet reeds hoe lyk die einde van my boek. En hy weet. Ek nie. Ek kyk rond met baie vrae. Iewers moet hy vrae op 'n plek kom waar ek rustig raak en God vertrou ongeag. Hoop, vertrou, aan hom vashou ongeag. 'n Anderste manier van lewe leef. 'n Ander perspektief. Ons kan nie anders leef tot ons anders begin kyk nie. Ek wil eindig met daai bril weer. Ek en jy moet anders kyk. Want ons in die wêreld kyk na dieselfde gebeurtenis, selfde werklikheid, selfde omstandighede, selfde politiek, selfde geweld, selfde korrupsie, selfde oorloë, selfde oliepryse, selfde alles. Iets moet ons anders maak in die manier hoe ons kyk, want ons almal sien dan dieselfde ding. Al wat kan verander is die perspektief waarmee ek kyk as kind van die Here. Iets wat 'n ander ou hopeloos maak, moet my vol hoop maak. Nie as gevolg van die omstandighede nie, maar God wat getrou is en ek wat anders sien en anders glo. Dieselfde siekte, selfde verlies, selfde onsekerheid, selfde teleurstelling. Vanoggend wil ek vir 'n laaste keer, 'n laaste oomblik vir jou vra. Deur watter bril kyk jy na waar jy nou is? Wat sien jy? Wat sien jy oor jou toekoms? Wat sien jy vir môre? Wat sien jy vir oormôre? Wat sien jy? Deur wie se bril kyk jy? 'n Wêreldse bril of God se bril? En ons as gelowiges kyk ons deur God se bril. Want wanneer God jou perspektief kom verander hy nie noodwendig jou omstandighede nie. Maar hy verander jou vrede, hy verander jou geloof, hy verander jou hoop en uiteindelik verander hy jou hele lewe. En dis wat ek jou wil los vanoggend. Ek wil graag saam met jou bid. Dan gaan ons 'n lied saam sing. Maar net daar waar jy is, wil jy nie jou oë saam met my toemaak vir 'n oomblik nie. Ek en jy het hierdie laaste geleentheid in hierdie Anders reeks net om 'n saak gou met die Here uit te maak as jy nog nie het nie. Want in 'n oomblik gaan ons daar uitstap by die deure en jy gaan terug huis toe. Môre werk toe. Dalk in dieselfde omstandighede toe. Dalk iets wat glad nie verander het van nou tot daar nie. Dalk vir 'n baie lang tyd nie gaan verander nie. Dalk nooit gaan verander nie. Hoe kyk jy na jou situasie? Hoe kyk jy na wie jy is, waar jy is? Hoe sien jy God in jou situasie? Ek wil jou nooi vanoggend en ek gaan saam met jou bid. Kom ons kyk met 'n goddelike bril na ons lewens, na onsself in die spieël, na ons werksplekke en ons dank die Here vir werk, in plaas van kla oor werk elke dag. Kom ons bid vir ons politiek en ons land se leiers in plaas van kla oor hulle elke dag. Kom ons sien deur God se oë, wat is my rol in 'n land waar alles nie perfek is nie? Wat is my rol in 'n stikkende gebroke wêreld? Hoe gaan my werk anders lyk? Hoe gaan my kinders anders lyk? Wat gaan hulle hoor in 'n huis wanneer die nuus swaar is wat ons hoor oor wat in ons land aan die gang is? Wat gaan ek sê as pa? Wat gaan ek sê as ma? Wat stuur ek met my kind in hulle ore en in hulle harte skool toe en werk toe? Iets moet verander in die manier hoe ons kyk. Vader, ek kom vanoggend en ek wil vir elkeen van ons bid. Help ons om anders te kyk, help ons om anders te sien. Ons word so gebombardeer met 'n wêreld en sosiale media en almal wat wil hê ons moet op 'n sekere manier kyk, 'n wêreldse manier. Waar God nie nodig is nie en God se bestaan of geweier word of ontken word of bevraagteken word. En in hierdie wêreld waar ons kinders moet skool gaan en ons moet werk en moet leef, kom hierdie vraag vanoggend, met watter bril kyk ons na alles? Want hierdie groep Christene, vir wie hierdie 1 Petrus geskryf is, het verdrukking beleef soveel erger as wat ons ooit sal verstaan. Gemartel, vervolg, wreed doodgemaak, omdat hulle Christene was. So ons kan nie sê, Here, hierdie gedeelte verstaan nie my konteks nie, verstaan nie my swaar kry nie.
Die swaar kry vir hierdie konteks is soveel erger. En Vader, help ons om opnuut deur die Heilige Gees net anders te kyk na my huis, my situasie, my lewe, my woorde, my dade. Help elkeen van ons in hierdie oomblik om te kies om anders te leef. Te leef soos Jesus, dat u karakter sigbaar raak in my lewe al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer. En help ons om so anders te wees, soos Petrus ook sê, dat ons nie mense sal wegstoot nie, maar mense sal nader trek. Dat ons dit versigtig sal doen, met baie wysheid, met baie taktvol sal doen, eerbiedig sal doen, ons getuienisse sal uitleef, dat mense maklik u in ons sal raak sien, nie hoef te soek nie, nie jare later dalk te ontdek van, ons werk al jare saam, is jy ook 'n Christen nie. Mag Christus in ons gesien word sommer maklik en vinnig, sonder dat ons hoef te preek, of 'n Bybel onder ons arm te steek, en te loop met 'n Bybel onder ons arms, maar net wie ons is. Mag ons onsself anders sien, u anders sien, ons situasie anders sien, swaar kry anders sien, alles anders sien, as gevolg van wie u is. En help ons in hierdie oomblik, om te kies en te sê, Here, ek kies Christus opnuut. Ek wil in u bly. Ek wil in u leef. Ek wil in u droom. Ek wil in u hoop. Ek wil aan u vashou met my hele lewe. Ons kom vanmôre en ons gee u al die eer. Dankie vir die voorreg om u naam te mag uitdra. En dan kom daar druk en verdrukking, dit bly die grootste voorreg om Christus te mag ken in die volheid van wie hy is. Dat ons kinders van die Here kan wees, ons sonde vergewe kan wees. Ons kan leef ten spyte van, ongeag van, as u kinders. Hou ons staande, Here, hou ons regop, Here. Hou ons vol moed, vol ywer. Hou ons oë op u gerig. En Heilige Gees, elke dag bid ons dat u ons sal lei en help ons om die stem te erken en te reageer op u stem, oral waar ons gaan. Dankie vir die einde van hierdie anders reeks, maar mag dit nie die einde wees van ons wat anders is en anders leef nie. Mag dit net die begin wees. En dankie Heilige Gees dat u altyd aan die werk is hier in ons binnekant. Ons loof u, ons prys u, ons gee u al die eer. En ons bid dit. Ons bid dit in Jesus naam vanmôre. Almal sê amen. Ek wil jou nooi, kom staan saam met my vir 'n oomblik. Ons gaan 'n laaste lied sing.